Baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Daai hart wat plek het vir jou. Wanneer dit met die Here begin, eindig dit in oorwinning. Wanneer dit by my begin, eindig dit in neerlaag. Hierdie stelling wat ek nou gesê het, kan jou dag, jou loopbaan, jou verhoudinge op die ou einde in oorwinning laat eindig. Selfs in seisoene waar jy versla en verslaan is, kan dit jou oplig. Wanneer dit met die Here begin, mag daar winterseisoene in jou lewe wees. Maar in die tyd van Jesus het ons 'n bloedige kruis gehad. En daarna 'n stil Saterdag. Maar dit sal altyd in oorwinning eindig op die Sondag. In 'n leë graf. Jesus het opgestaan. Ek en jy kan opstaan en as jy vandag sê George, het voel of my omstandighede my plat druk, dan het ek vir jou goeie nuus. Jy kan opstaan. As jy hierdie geheim wat ek vandag in jou hart gaan neersit, kan gryp. Jy sien, Samson was bonatuurlik gebore. Sy moeder was onvrugbaar. En 'n engel kom na haar toe en hierdie engel kondig sy geboorte aan. En hy sê die volgende: hierdie kind is spesiaal, beskerm hom. Ek wil vandag, ek is nou nie 'n engel nie, maar ek wil jou in die oë kyk, ek wil vir jou sê, jy en jou roeping is spesiaal. Beskerm jouself. Engel gaan aan, hy sê, maak hierdie seun op 'n spesiale manier groot, maak hom groot as 'n Nasareëner, want hy kom van God af. Wanneer iets van God afkom, moet dit opgepas word. Jy kom van God af. Jou roeping is in sy hart gebore. Ek wil jou vandag in die oë kyk en sê, pas jouself op. Jy verdien dit. Later in sy lewe sien ons dat Samson iets ongelooflik doen met 'n kakebeen. Maar wat hy volgende net daarna doen, grens amper aan belaglik. Mense dink, na so groot oorwinning, sou daar net lof en verwondering op sy lippe wees. Hy staan en hy kyk om hom, en daar lê 1000 dooie Filistyne. En hy, Samson, haal nog asem. En hoor wat sê hy in Rigters 15 vers 15, en hy het 'n vars eselkakebeen gevind, en sy hand uitgesteek en dit gegryp, en daarby 1000 man doodgeslaan. En net na daai groot oorwinning, doen hy daai een ding, wat ek en jy ook soms doen. Vers 16, toe sê Samson, met 'n eselskakebeen, het ek 1000 man verslaan. Die groot woord in daai vers is ek. Dis die woord wat nie daar hoort nie. Hy sê eintlik, met 'n donkie se kakebeen het ek donkies van al die ouens gemaak. God red sy lewe. En hy sing 'n lied oor wat hy self gedoen het. Nou, na die oorwinning, praat Samson oor homself en oor 'n kakebeen. Hy prys die ding wat die Here gebruik het om hom te laat wen. En hy vergeet die oorsprong van sy krag. Soms maak ons patrone en resepte van God se werke. Ek het net nou gesê, hy prys die ding wat hom laat wen het. Soms sit die Here 'n ding in ons hand. Dit kan 'n gawe van die Heilige Gees wees of 'n wat ook al. En dan vat ons daai ding en ons begin resepte daarvan maak, want ons dink, miskien sal dit volgende keer weer werk, miskien gaan die lewe makliker wees, as ek daai een ding net kan klik. En dis in daai oomblik, waar die wonder en die gawes van die Heilige Gees en die krag van die Here, nie meer 'n persoon is nie, maar 'n ding, 'n resep, wat ons weer wil volg. Baie ouens maak van geloof 'n resep, of hulle probeer 7 stappe om te glo. Kom ons plak die prentjie van die kar op ons yskas en ons bely dit elke dag, en sal dit gebeur, en skielik vat jy 'n verhouding en jy maak 'n resep daarvan.
En dan raak ons so geheg aan ons kakebene in ons hand. Ons dink dit wat die Here deur ons gedoen het, bewys hoe groot en hoe goed en hoe geestelik ons is. Hy praat van 'n kakebeen. Hy praat van 1000 dooie Filistyne. En dan kom daai woorde, daai verskriklike woorde, wat ek gedoen het. Maar my vraag is vandag, waar is God in sy lied? Samson, hoekom prys jy die ding wat God gebruik het en die oorspronge van jou planne en jou kragte nie? Deur die jare heen was ek en jy so opgewonde oor die gawes van die Heilige Gees. Maar my vraag vandag is, ons is nie deur Pinkster, wat van die persoon van die Heilige Gees? En ek wil vandag jou in die oë kyk, met jou praat, ek wil amper skree op jou en ek wil sê, moenie op kakebene staat maak nie. Maak staat op die een, die God van die kakebeen. Die Here het groot dinge vir ons gedoen, wat so groot was, dat het nie altyd sin gemaak het nie. Moenie sing van dinge wat nie sin maak nie. Moenie staat maak op dinge wat so groot is, dat dit nie sin maak nie. Moenie getuig oor dinge wat nie sin maak nie. Sing oor hom. Maak staat op hom. Getuig oor sy karakter. Moenie die manier waarop jou verlossing gekom het aanbid nie. Aanbid die een wat dit gestuur het. So in hierdie storie is daar 'n waarheid. En wat is daai waarheid? En wanneer jy hierdie waarheid gaan gryp, gaan jy by die plek kom waar jy ook gaan verstaan hoe om te wen met die krag van die Here. En dit is nie 'n resep nie, is altyd 'n verhouding. Hy het gegryp wat hy het, en die Here het gedoen wat net hy kan doen. Hierdie sin is so powerful, want baie keer bid ons vir wonderwerke, ons bid vir uitkoms, en ons weet net nie hoe om daarby uit te kom nie, ons wag vir die groot ding om te gebeur, en ons voel dit gebeur net nie. Hoor mooi, hy het gegryp wat hy het, en die Here het gedoen wat net hy kan doen. Hy het om hom gekyk, en hy het die eselskakebeen gegryp, en hy het gedoen die Here met sy hand wat net God kan doen. En ek wil vandag vir jou sê, wat jy het, wat 'n armlengte van jou af is genoeg. Al is dit net 'n dooie kakebeen. Jy dalk nie die regte universiteitsgraad nie. Gryp wat jy het. Jy het dalk nie die perfekte gesondheid nie. Gryp wat jy het. Jy het dalk nie al die geld wat jy nodig het nie. Maar wat wil God doen met wat jy het? Jy het dalk nie die sterkste persoonlikheid in die kamer nie, maar gryp wat jy het. Tweede geheim. Jy het nie 'n beter wapen nodig nie. Jy het 'n gees nodig wat kan aanbid. Ek wil dit weer sê. Jy het nie 'n beter wapen nodig nie, jy het 'n gees nodig wat kan aanbid na die oorwinning. Jy het nie meer geloof nodig nie. Innoveer met wat jy het. 'n Kakebeen is nie 'n goeie wapen nie, maar dit was die wapen wat die Here gegee het. Jy het dalk iets in jou hand, binne armlengte van jou af, en jy sê, dis nie 'n goeie wapen nie, gaan nie werk nie. Maar dis die wapen wat die Here vir jou gegee het. Hoor wat sê 2 Korintiërs 10 vers 4. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En daai vestings waarvan hy praat is vestings in ons gemoed. En dalk is die eerste wapen waarna jy moet gryp vandag is, hoe wil die Here my vestings in my gemoed neergooi, dat ek weer kan glo, weer kan uitsien, weer kan opsien na hom. Nou wat gebeur met Samson? Jy sien, Samson prys die ding wat hy moes weggooi. Want volgende keer wil die Here 'n nuwe ding doen.
En ek wil vandag vir jou sê, moenie vashou aan ou kakebene nie. Hulle gaan nie volgende keer werk nie. Want die Here wil volgende keer iets anders op 'n ander manier doen. Moenie patrone probeer kristalliseer uit die wonderwerk wat die Here vir jou gedoen het nie. Kristalliseer 'n verhouding, loof hom. Daarna noem Samson die plek waar hierdie 1000 ouens doodgeslaan het, Kakebeens hoogte. Jy sien, wanneer ons name aan dinge gee, dan definieer ons die funksie en die belangrikheid van dinge. 'n Ding is gewoonlik nie 'n probleem nie tot jy dit genoem het, 'n definisie gegee het. 'n Ding is ook nie 'n oplossing nie totdat jy dit gedefinieer het. Vader God sê vir Adam, gaan en gee vir al die diere name. Met ander woorde, Adam, ek gee vir jou die gesag om die funksie en die prioriteite van die skepping te bepaal. Wees versigtig watter name jy vir wat gee in jou lewe. Hoor, wanneer kom Samson se voorsiening? Rigters 15 vers 18 sê, daarop kry hy baie dors, en hy roep die Here aan en hy sê, hoor mooi, U het deur die hand van die knegg hierdie groot verlossing gegee. Moet ek nou van die dors sterwe? En die groot woorde in hierdie vers en ons sien hier kom 'n skuif in sy gemoed. Eers het hy die lied gesing, ek het 1000 ouens geslaan, doodgeslaan met my kakebeen, gepraat oor die kakebeen en die dooie lyke, en skielik, toe hy dors word, toe verander sy liedjie. U het deur u hand, of althans, u het deur die hand van u knegg hierdie groot verlossing gegee. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer dit swaar gaan, as jy nou in die swaar sit, laat toe, dat daai nou jou 'n nuwe lied laat sing. Hou op sing oor omstandighede, hou op sing oor dinge wat verkeerd geloop het, hou op sing oor oorwinnings in die verlede en die kakebene wat jy gebruik het, en begin sing oor die een wat die oorwinning gee. Vers 19, toe kloof God die holte wat by Legie is, en daar kom water uit. En hy het gedrink, en daarom noem hulle dit Roepersfontein tot vandag toe. Die oomblik, toe daai man sy aandag van die kakebeen wat gewerk het in hierdie situasie skuif, na die God wat die oorwinning gegee het. Toe hy sy aanbidding reg begin fokus, baie mense bid en aanbid om te kry. Toe daar dank in sy hart opstaan, onthou julle, voor Jesus die brood vermeerder het hy gedank. Ek wil ek iets sê oor die laaste deel, daarom noem hulle dit Roepersfontein tot vandag toe, en ek wil afsluit met dit. Samson vind sy roeping in sy oorwinning. Baie keer wil ek en jy ons roeping soek in dit wat verkeerd loop. Baie keer dink ons roeping is om te fix al wat verkeerd loop. En dan kyk ons na probleme om ons en kyk wat kan ons oplos en wat kan ons vir die Here doen, en dis nie verkeerd nie. Maar hy vind sy roeping in sy oorwinning. En dit is waar jy jou roeping gaan vind. Want roeping gee sin aan ons lewe. Roeping gee kontak met ons Vader. Roeping gee vir ons 'n rede om 'n prys te betaal. Hy vind sy roeping in sy oorwinning. Die Here het dalk vir jou in die verlede kakebene gegee waarmee jy wonderlike dinge kon doen. Moenie daai kakebeen aanbid nie. Aanbid die God van die kakebeen. Moenie daai kakebeen vat en 'n resep probeer maak nie. Jy kan nooit 'n resep van 'n verhouding maak nie. Die enigste krag in jou en my lewe is die verhouding, nie die resep nie. Hy vind sy voorsiening toe hy met 'n gesonde motief sy liedjie verander en die regte God begin besing. En dan sluit ek af. Hy oorwin en hy vind sy roeping binne in sy oorwinning. Moenie jou roeping gaan soek in jou neerlaat nie, gaan soek jou roeping in jou oorwinnings. En ek wil jou vandag seën dat jy hierdie hart skuif sal maak, dat jy sal verstaan dat Vader God wil 'n verhouding met my hê. En lofprysing gaan nie oor wat ek kan kry nie. Dit gaan ook nie oor wat ek kan gee nie. Dit gaan oor wie hy is
en hoe hy oor jou voel. En hy wil vir jou oorwinning op oorwinning gee, sodat jy jou roeping kan vind, meer en dieper en dieper. As die Here die gawes van die Heilige Gees deur jou laat werk, dan wil hy nie van jou hierdie powerful man of vrou maak nie. Hy wil hê jy moet in daai gawes jou roeping vind. As hy vir jou 'n kakebeen gee en jy sien dalk bietjie neer op daai kakebeen, dis die ding wat hy wil gebruik om jou te laat wen. Dalk het jy net R10 in jou bankrekening. Sê, Vader, hoe wil jy moet hierdie R10 my laat wen, want dis die kakebeen wat ek het. Ek wil hê jy moet gaan na agape.co.za, ons website, en die getikte notas van hierdie deel waaroor ek gepraat het, is vandag ook daar. En wanneer jy dit gaan lees, wil ek jou uitdaag, want ons het nie altyd tyd om die video oor en oor te luister nie, maar wanneer jy notas gaan lees, wil ek jy moet dit deel maak, plant dit in jou hart. Want Vader God wil jou 'n nuwe oorwinning gee, sodat jy jou roeping opnuut kan vind. En weet jy wat, so tussen hakies, jou roeping is altyd binne dit wat armlengte van jou is. Jou redding is ook altyd binne dit wat armer lengte van jou is. Petrus loop op die water en toe hy sink, toe sê hy, Here red my, en daar gryp Jesus sy hand. Jesus was 'n armlengte van hom af. As jy veilig en sekuur wil wees, maak seker daai verhouding is net 'n armlengte weg. Godsdienst is nie 'n filosofie of 'n resep nie. Dis 'n verhouding. Kom ons sluit af. Vader, ons wil U naam loof vandag. Ons wil vir U sê dat as U bruid het ons liefde geen grense nie. Ons wil nie verder eendag lank 'n resep maak van 'n verhouding nie. Maar ons wil vandag ons hart gee, dat U sal kom en 'n koneksie met ons maak. Help ons om daai roeping wat U vir ons gee op te pas, spesiaal groot te maak, soos wat Samson spesiaal groot gemaak was. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ek sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd, mooi loop.